Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed met jou. In die week deel 'n seun met my 'n storie wat so 'n paar jaar terug matriek geskryf het. En dit is my so amazing as ek stories hoor van hoe jong mense met God tyd maak en my God uitkom. Ag, julle, dit stig my so, dit excite my om te dink as 'n jong mens die Here wil dien. En hierdie seun se storie gaan op 'n Sondag het hulle kerk toe gegaan saam met sy vriende en die Sondagmiddag is hulle op die plaas en die vriende en sy maale het besluit hulle vat 'n middagslaapie en die seun het 'n bike gevat en hy het bietjie gaan ry op die plaas. En hy sê hy het omtrent so 16, 17 km met die bike gery. Ag, jy kan net dink hoe lekker moet dit wees so op die vlaktes en jy kom bietjie by jou eie gedagtes uit en spandeer sommer net so 'n bietjie tyd in jouself en aan die natuur. So ek dink dit was so 'n amazing geleentheid gewees vir hom en hy sê so 17 km weg van die plaas af toe vrek die motorfiets. Hy sê en hy besef hoe ver is hy en van die huis af en hy kry warm en hy weet nie eintlik wat om te doen nie en hy begin met die motorfiets te stoot en hy sê die motorfiets is swaar en dis warm en hy besluit hy gaan dan net stop en hy laat die motorfiets staan en hy besluit hy gaan net begin te bid en hy vra vir die Here, asseblief Here, kan ek net by die huis kom? Want dit is 'n ver pad en dit is warm en die motorfiets is swaar en hy klim op die motorfiets en hy probeer die motorfiets start en hy start nie. En hy sê hy vat weer 'n moment en hy raak rustig by die Here en hy vra vir die Here en hy vra Here asseblief ek wil net by die huis kom. En hy het 'n moment daar met die Here want hy weet dis waarna toe hy nou kan uitreik. Hy moet of dit doen of hy moet self in die motorfiets loop tot by die huis en dis 'n moeilike taak om te verrig. Hy sê en hy klim weer op die motorfiets en daar staar die motorfiets. Amazing, en hy klim op en hy ry en hy sê hy kom so by die plaashuis en hy besef van die motorfiets ry nou lekker en iets binne hom sê ag man, kom ons gaan verder, kom ons ry nog. En hy sê hy is net 'n paar 100 meter weg van die plaashuis af en daar vrek die motorfiets weer. En hy sê soos die motorfiets vrek besef hy het vir die Here gevra of hy huis toe kan kom en nou het alweer sy eie kop gevolg. En hierdie storie is my so mooi want daar's 2 lesse in hierdie storie en ek wil dit vir jou in skrif vasmaak want dit het my net laat dink, dis net so 'n amazing storie. Die ouetjie sê hy het dadelik gebid en vir die Here gesê sorry. En die motorfiets het weer gestart en hy's huis toe. Maar hy moes besef het dat hy het vir die Here vir iets gevra. Die Here het dit vir hom gegee en hy het besluit om nog steeds sy eie kop te volg. Maar hoor hoe mooi is hierdie skrif. En ek wil jou sommer bless daarmee vandag. In Psalm 50 vers 15 staan daar: roep my aan in die dag van benoudheid. Dis wat hy gedoen het, hy het die Here aangeroep. En dan sê die versie verder: ek sal jou uithelp en jy sal my eer. En ek dink in daai moment toe hy besef dat hy eer nie die Here nadat hy uitgehelp is nie, moes hy sorry sê en die Here het besluit om hom toe te help. So ek wil jou vandag met hierdie versie sommer net bemoedig. Roep die Here aan in die dag van jou benoudheid. Hy sal jou uithelp, maar onthou jy moet hom eer. Ek hoop jy het 'n lekker dagie.